Welkom in my Afrikaanse klas. Hierdie les is spesifiek vir die graad 12s en ons gaan kyk na 'n voorbeeld wat gevra is in een van die ou vraestelle oor 'n spotprent, 'n cartoon. So, kom ons kyk gou-gou. Watter tekste kan gebruik word? Hulle kan, soos ek het 'n hele lys van goed wat hulle kan gebruik in hierdie vraag. Hy tel gewoonlik uit 10 punte. Spotprente of strokiesprente, advertensies of miskien 'n voorblad, pamflette, plakkate, grafieke en diagramme. Hulle kan enige iets van hierdie gebruik om hierdie spesifieke vraag mee te vra. Nou goed, as jy gekonfronteer word met 'n spotprent, is dit baie belangrik dat jy letterlik na alle detail baie mooi sal kyk. Want elke liewe dingetjie in hierdie spotprent kan op die ou end vir jou belangrik wees. Die eerste ding wat hulle vir jou sal sê is die opdrag. Bestudeer die spotprent uit die Burger, dis 'n koerant in die Kaap, van 29 Mei 2020. Nou daai datum moet dadelik vir jou 'n paar goed sê. As jy nou kyk, 2020, what happened in 2020? It was COVID-19, né? Ons was almal geïsoleer, ons moes by die huis bly. Die minister van gesondheid of die minister van whatever het gesê, die mans mag nie meer, of niemand mag rook nie, ons mag nie oefen nie, en alles wat daarmee saamgegaan het. So dis die konteks waar binne hierdie spotprent 'n opmerking wil maak. Goed, so wat sien ons? Ons sien twee mans wat sit en gesels. Die een persoon sit aan hierdie kant van 'n muur en die ander persoon is in die ander kant van die muur. So, wat doen die twee mans? Ons kan sien dat hierdie ene is besig om sy bome te snoei. Hy snoei sy bome. Hierdie ou sit op die asdrom. Of ons kan praat van 'n vullisdrom. Nou ouens, as jy nie die woordeskat het nie, dan is jy in die moeilikheid. Ons sien hy sit met 'n sigaret. Ons sien die sigaret daar en daar's die rookie wat trek. Daar's die pakkie sigarette ook in sy sak. Ons kan sien hy sit met die koerant. So wat is die hoofopskrif van die koerant? Verbod sal rokers laat ophou, sê minister. So the ban will help smokers to stop smoking. Goed, nou wat sien ons nog in hierdie prent? Ons sien dat hierdie persoon se gras baie lank is. Hy het lanklaas gras gesny. Kan julle sien, gras oorgroei die tuin. Hierdie man is besig om in sy tuin te werk. So, onmiddellik sien ons, daar's 'n verskil. Die buurman werk in sy tuin, daar's ook 'n skêr, 'n snoei, 'n groot lang snoeiskêr. Hierdie buurman kan ons sien is nie 'n kranige tuinwerker nie. So sy tuin is 'n bietjie die gras is nie gesny nie, dit word nie versorg nie. Terloops, wie kan vir my sê wat is die meervoud van buurman? The plural van buurman. Not buurmanne, né? Plural is net eenvoudig bure. Goed, wat kan ons nog? Ons moet gou kyk wat sê die muis. Onthou,
Elke spotprenttekenaar het 'n klein karaktertjie wat ook kommentaar lewer. En vir Fred Mouton was dit hierdie klein muis en hy sê swart mark. Ek skryf net vir julle neer. Of wit mark. Sigarette sal hy kry. Goed, so wat sê die muis? Of die ou nou die sigarette op die swart mark moet koop, waar hy baie duurder betaal, waar dit onwettig is, of op die witmark, is dit letterlik witmark? Nee, dis figuurlik as 'n teenstelling. Sigarette sal hy kry. Is dit hoegenaamd moontlik dat as die minister sê ons mag nie meer sigarette koop nie, dat mense gaan ophou rook? Waarskynlik was daar mense wat opgehou rook het, maar die oorgrote meerderheid van mense, as jy gewoond is aan rook, dan sal jy enigiets doen om sigarette te kry. Goed. Ek dink ons het nou, hierso is nog iets wat ons kan, hier's 'n tuinbesem, wat nog? Ek dink ons het nou min of meer alles. Goed, so kom ons kyk na die tipe van vrae wat hulle kan vra oor hierdie spotprent. Nommer 1, gee 2 bewyse uit die spotprent dat dit winter is. So 2 bewyse dat dit winter is. So how do we know it's winter time? Let's go back to our cartoon. Die mense is warm aangetrek. Kan julle sien, hierdie ou het 'n kopband op oor sy ore, hy het 'n serp aan, hulle het al 2 baadjies aan, hierdie ou het 'n pet wat sy ore warm hou. So die kleredrag sê vir ons, dis winter. Wat van die tuin sê vir ons dis winter? Daar's geen blare aan die bome nie. Goed, so nou kan ons daai vraag beantwoord. 2 bewyse is die kleredrag, is winterklere, warm klere, en 2, daar is geen blare aan die bome nie. En daar het jy 2 punte. Waarop sit die man wat besig is om te rook? En ons het gesê, dit is 'n vullisdrom. So daar's jou antwoord vir daai vraag. Dis 'n vullisdrom. Of jy kan praat van 'n asblik. Gee 1 woord. Nou dis nogals iets wat hulle baie vra. Gee 1 woord vir die hare wat op die buurman se bo-lip is. Wat noem ons dit? Dis 'n snor, né? Of jy kan ook praat van 'n moestas. Maar ek dink daai een is die meer gewilde een. Hoekom kan ons sê dat die man wat praat, se buurman, flikser as hy is? Nou as jy nie weet wat die woord flikser is nie, dan het jy 'n probleem. How do we know that this neighbor is more industrious and hardworking than this one? En ons kan dit sê, hy is besig om sy tuin te onderhou. Hy werk in sy tuin en snoei sy bome. Gee 'n rede waarom ons kan sien dat die man links lanklaas sy gras gesny het.
lanklaas, long ago. So kom ons kyk. Ons kan sien die gras is baie lank. Gee een woord om die man regs se gesigsuitdrukking te beskryf. Nou goed, regs, dit sal hierdie ou wees. Hoe lyk sy, wat sy emosie sien ons op sy gesig? Hy is glad nie opgeklits met sy buurman nie. Sy gesigsuitdrukking, so nou moet jy fokus op wat sien jy in sy gesig. Hy is nie beïndruk met sy buurman nie. He's not impressed with his neighbor. Sê in jou eie woorde wat die spotprent se tema is. So what is the theme? Ek dink dit praat oor rokers se verslawing, their addiction, of jy kan sê rokers sal altyd 'n manier vind om hul verslawing te onderhou. Goed, verduidelik die ironie, the irony, na aanleiding van die koerantopskrif. Nou kom ons check net gou, kyk gou weer, wat is die koerantopskrif? Verbod sal rokers laat ophou, sê die minister. So die minister dink, as sy sê mense mag nie rook nie, nou gaan hulle ophou met rook. Wat sê die muis? Die muis sê, maak nie saak wat die minister sê nie. Mense wat rook, sal maniere vind om sigarette te kry. So die, ek wil amper sê die La La Land waarin die minister is, strook nie met die werklikheid van die verslawing, die krag van verslawing nie. Die minister se uitlating is ondeurdag, want waar is ek nou? Is ondeurdag, want rokers sal hul sigarette vind. Goed, kom ons gaan aan. Waarna moet jy kyk? Visuele detail. Dis wat ons gedoen het toe ons die spotprent bespreek het. Is daar mense? Is daar diere? Wat doen hulle? Waar is hulle? Wat sê hulle liggaamstaal? Hulle gebare, die gesigsuitdrukkings? Is daar kontras? Is daar perspektief? Is hierdie klein en daai groot of andersom? Hoe is dit uitgelê? Watter soort letters is gebruik? Watter grootte letters is gebruik? Gewoonlik ons sê as iemand in hoofletters praat of in hoofletters skryf, dan skree hulle op jou. So elke dingetjie het betekenis. Die teks, jy moet baie mooi kyk na die teks. Kyk na die opskrif, kyk na die subtitels.
kyk na die kopie onderaan. Wat is die tema? Wat is die verband tussen die opskrif en die prent en die ander dele van die prent? Is daar teks en grafika? Is daar woorde wat die grafika ondersteun? So, dis al die goed wat jy in ag moet neem as jy na die teks kyk. En dan beantwoord jy die vraag, soos wat ons nou gedoen het. Vraagwoorde, gee een woord, gee 2 opeenvolgende woorde, haal aan, al daai goed moet jy verstaan wat hulle van jou vra. En dan kom ons terug by my geliefkoeste onderwerp, die woordeskat. En as jy nie die woordeskat het nie, dan skiet jy eintlik jouself in die voet. En jy maak dit vir jouself moeiliker. Maak seker dat jy jou antwoorde so goed as moontlik motiveer, deur dit wat jy wil oordra so deeglik as moontlik te beskryf. Goed, ek hoop dit gee vir julle 'n bietjie insig en dit help julle om daai spotprent wat in jou vraestel is, beter te hanteer. Tot 'n volgende keer.